Goeiedag en hartlik welkom by NG Vera Park se digitale gemeenskap hierso. En vandag se preek gaan ons kyk na Romeine 5 van vers 1 tot by vers 8. En as jy nog net, jy gaan kyk gerus na die Bybelstudie video wat aanvullend of verrykend is tot hierdie teks van vandag. Maar baie welkom daar waar jy is, of jy nou in die gemak van jou huis is, miskien kyk jy hierdie bietjie later in die week ook, maar waar ook al jy is welkom om ook op hierdie manier vandag te deel in God se woord en om ook erkenning te gee aan God se teenwoordigheid by ons vandag. Voordat ons saam lees, kom ons bid saam en ons dank God vir die voorreg wat ons het om op hierdie manier ook 'n gemeenskap van gelowiges te kan wees. Vader, dankie vir die voorreg van u teenwoordigheid. Gee Here dat ons dit nooit van selfsprekend sal aanvaar nie, maar dat ons sal leer om te lewe in blydskap daaroor. Dankie dat ons toegang het tot die woord, dat u dit vir ons maklik maak om daarby uit te kom, dat ons op soveel maniere ook verbind kan wees aan u en aan mekaar daardeur. En Here, gee dat waar ons vandag die woord ontvang, dat ons dit nie sal doen met harte van trots nie, maar met harte van afhanklikheid. Dat ons sal leer om ook die genade te ontvang daardeur, die stem te hoor. Dankie dat u ons daardeur rig, dat u ons daardeur lei, dat u ons daardeur voed, daardeur versterk en daardeur vertroos. En gee Here dat ons ook met die lig wat ons daardeur ontvang in die wêreld sal ingaan en daardie lig sal skyn. Amen. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding en volharding lei tot betroubaarheid en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Dit is interessant vandag hoe ons, wanneer jy nou 'n groot mens word, ontdek jy hierdie ding wat hulle noem versekering. Jy moet versekering hê. Ek kan onthou op 'n stadium toe ek my eerste kar gekry het, toe het ek nie gedink dit is nodig om versekering op die kar uit te neem nie. Ek het gedink, ag, gaan daar nou regtig iets gebeur, en ek het nou gedink dis nou nie 'n noodsaaklike uitgawe om op hierdie kar versekering uit te neem nie. En gelukkig op daai stadium, uit genade en uit liefde uit, het my skoonpa baie ernstig aanbeveel dat ek 'n versekering op die kar moet hê en nie sonder versekering op die kar mag rondry nie. Ek het baie min geld gemaak op daai stadium. En dit was nogal 'n finansiële hiet geweest vir my om versekering op die kar uit te neem. Maar ek moet sê die manier waarop ek in die kar gery het daarna was net soveel rustiger geweest. Is nie dat ek nou vreeslik woelig en roekeloos rondgery het in die kar nou dat ek versekering gehad het nie, maar daar was 'n rustigheid. Daar was 'n gerusstellendheid geweest dat as iets gebeur, is ek gedek, nê. Ons hoor mos hierdie woord gecover, rest assured met versekering, hierdie gevoel van kalmte, rustigheid en vrede, want daar is 'n groter mag, 'n groter maatskappy wat in beheer is, wat gaan kyk, wat sal seker maak dat jy gedek sal wees sou iets sleg met jou gebeur. Maar hier's die catch, jy moet betaal daarvoor. So daar's hierdie advertensie van hierdie groot maatskappy wat jou gaan beskerm. Maar as jy nie van jou kant af kom en betaal vir die versekering en dit self bewerkstellig nie, dan gaan hulle nie uitbetaal nie. Dan is jy glad nie gedek nie. So dit hang af van jou en jy moet presteer. En Discovery het hierdie baie interessante ding, ek was op 'n stadium by hulle verseker, waar hulle kyk hoe jy ry.
En as jy dan nou baie mooi bestuur en by die spoedgrens hou en rustig tot stilstand kom en stadig wegtrek en baie mooi ry, dan kry jy punte en jy kry bietjie geld terug van jou geld wat jy vir hulle gegee het, dan gee hulle vir jou so bietjie terug want jy het nou mooi gery. So jy moet jou versekering nou nog by verder verdien ook. Jy weet, dit hang af wat jy insit, is hang af van wat jy uitkry. Probleem is, ons dink ook baie keer so oor geloof, dat ons van ons kant af moet dinge doen en onsself bewys en insit sodat ons beskerming en vrede en rustigheid kan kry, dat ons dit tot 'n mate moet verdien. Dit is nie wat hierdie teks vir ons wil leer oor hoe geloof werk nie. Gaan kyk gerus in die Bybelstudie, verduidelik ek mooi hoe die vorige 4 hoofstukke wat vooraf gegaan word, hierso in Romeine, hoofstuk 1 tot 4, eintlik Paulus se argument tot en met hoofstuk 5 gaan juist daaroor om te sê, maar niemand van ons is regverdig voor God nie. Maar Jesus Christus het ingetree en hy het daardie premie betaal, hy het die prys betaal, so ons kan verseker wees dat ons nou in 'n genadeverhouding met hom staan, in 'n vredeverhouding met hom staan. En wat dit uiteindelik vir ons beteken, word dan nou hierso in hoofstuk 5 verduidelik. Nou, baie keer het ons nou al hierdie dinge in plek sover as wat ons gaan in die lewe om seker te maak ons is in beheer, ons hou daarvan om in beheer te wees, en as ons nie in beheer is nie, hou ons glad nie daarvan nie. Ons wil weet wat die weer gaan wees en ons wil voorbereid wees vir die weer, en ek dink as mense kon skeduleer wanneer hulle siek word in die jaar, dan het hulle dit ook gedoen, want ons het absoluut hierdie illusie dat ons in beheer is van ons lewe. En dan gebeur die lewe en ons besef gereeld dat dit nou nie heeltemal so is nie. Dat die grond onder ons voete kan skuif enige oomblik, en maak nie saak hoeveel versekering ons probeer koop en bymekaar maak nie, ons sal net nooit alles kan dek nie. En dit was dieselfde met ons verhouding met God. Maak nie saak hoe getrou ons aan die wet bly nie, ons sal nooit ons geregtigheid voor God kan verdien nie. Daarom het Jesus Christus ingetree en hy het die prys betaal. Hy het ons regverdig gemaak voor God. So met ander woorde, ons staan nou in vrede met God. En daar is niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. Net soos vir daar niks is wat ons kan doen om daardie vrede te verbreek nie. En hoe lyk hierdie vrede? Want ons praat baie oor hierdie vrede wat ons het met God. Vrede in die eerste plek is nie net oppervlakkige rustigheid nie. Dit is nie ek lê agteroor en ek het vrede en kalmte nie. Kalmte en rustigheid is nie dieselfde as vrede nie. Vrede is 'n verhoudingswoord. Dit is nie net 'n fuzzy gevoel nie. Dit is die teken van 'n gesonde verhouding. As daar vrede is tussen jou en iemand anders. Partykeer is daar die afwesigheid van vrede, natuurlik konflik. Het ons konflik met ander mense. Ons kan selfs in konflik staan met 'n bepaalde regering, 'n bepaalde land, of konflik met onsself, nê? Ons het baie keer hierdie innerlike konflik waar ons onsself partykeer hard straf of baie hard is op onsself. Maar hierdie gedeelte praat van 'n ander tipe verhouding. Nie een wat gekenmerk word deur konflik en mag nie, maar een wat vrede het. Nou, vir die mense vir wie hierdie geskryf is daar in Rome, wat in die Romeinse Ryk leef, was hierdie belofte van vrede nie 'n iets wat hulle nog nie van gehoor het nie. En aanvanklik was dit het gepaard gegaan met die sogenaamde wat ons in Pax Romana, die Romeinse vrede. Nou dit was die groot belofte van die Romeinse Ryk in daai stadium. Jy weet, as jy 'n Romeinse burger is en jy betaal jou belasting en baie soos versekering, jy weet, is daar vrede deur beheer, vrede deur soldate, belasting en politieke lojaliteit. So as jy hierdie goeders doen, sal daar vrede wees, en ons is die mense wat vrede bring met ons oorlog. Nie iets wat onbekend is ook in moderne politiek nie. Ek wil nou nie polities raak hier op YouTube nie, maar baie mense praat van vrede deur geweld, deur oorlog, nê. Maar hierso kry ons dan nou
heeltemal 'n ander boodskap. Hier kry ons 'n vrede wat deur genade in Christus, nie mag en uitbuiting en ek wat iets moet doen of myself hoef te bewys nie, maar vrede wat staan in genade met Christus. Nou, dis interessant, daarso is 'n beweging in hierdie teks. Eerstens sê Paulus ons is regverdig deur geloof. Nie geloof wat ons verdien het nie, maar geloof wat kom vanuit liefde. As gevolg van hierdie feit dat ons regverdig is deur geloof, het ons vrede met God. En dan het ons toegang tot die genade waarin ons staan. En dan praat hy van die verdrukking en dan sê hy maar swaar kry kan nie die hoop vernietig wat die genade kom gee nie, want daai genade gee vir ons hoop. Dit gee vir ons hoop vir die toekoms ten spyte van dit sê basies vir ons maak nie saak wat gebeur in die lewe nie. Niks kan ons ontneem van die genade wat God gebring het nie. Niks kan ons ontneem van hierdie regverdigheid wat Christus vir ons kom bewerkstellig het nie. Dit gee vir ons hoop. Wat nie sê hoop dat alles oukei gaan wees nie, maar hoop dat maak nie saak wat gebeur nie. My vrede met met God sal nie aangetast word nie as gevolg van Christus. Wat beteken ek hoef nie perfek te wees die hele liewe tyd nie. Die lewe gaan met my gebeur, daar gaan swaar kry en verdrukking wees, maar dit gaan oukei wees, want ek staan binne in genade. My voete is gegrond op genade. En dit is die mees standvastigste grond waarop ek kan staan. Dan sien ons God se liefde is deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort en dit is die skoene van genade waarin ons staan. Nou, dit is belangrik dat ons moet praat oor genade. As ons sê ons staan op genade, dit is wat vir ons standvastigheid gee. Dit is wat maak dat wanneer die lewe met ons gebeur en die wind ons rondwaai, dat ons nie gaan omval nie. Ja, ons gaan dit voel, ons gaan die wind voel, ons gaan die swaar kry voel, maar ons gaan nie omval nie, want ons staan binne in genade. Nou, genade gee vir ons 'n nuwe posisie voor God. Dit sê God aanvaar my in Christus so ek kan leef uit dankbaarheid. Ek hoef nie myself te bewys nie. Ek hoef nie metafories soos Discovery mooi te ry om hierdie versekering te verdien nie. Ek ontvang dit uit genade en nie uit verdienste nie. So dis heeltemal anders as die wêreld nê. In die wêreld moet ons alles verdien. Ons moet werk vir alles. Maar binne in 'n vredeverhouding met Christus, met God, is ons regverdig verklaar en ons staan binne in genade. Nou wat doen ons met daardie genade en hoe lyk daardie genade? Hoe kan ek dit vier? Hoe kan ek bewus wees daarvan? Want ek dink baie keer is ons net nie bewus daarvan nie. Ons is nie bewus van die feit dat ons staan op grond van genade nie. En ons probeer nog steeds om alles self te doen. Ons probeer om ons eie lewens te beheer. Ons probeer om ons eie toekoms te bepaal. En wanneer ons dit doen, dan ontken ons eintlik die genade wat Christus vir ons gegee het. So hoe lyk daardie genade en hoe kan ek doelbewus in my lewe meer bewus word van God se genade sodat ek meer vrylik kan leef, dat ek nie met hierdie druk hoef te leef, dat ek die hele tyd perfek hoef te wees nie, dat ek in vryheid, in vrede met God my lewe kan uitleef en hierdie hoop kan raak sien en kan vier en 'n lewe van oorvloed en voorspoed kan hê, wat beteken al gaan dit sleg, al is daar verdrukking soos wat daar was vir hierdie Christene wat in Rome geleef het. Die genade gee vir my hoop. Hoe kan ek meer bewus wees daarvan in my lewe daar buite? En hiermee gaan ons afsluit. So, ek dink wat belangrik is dat ons moet onthou genade is 'n ruimte wat jy moet skep. Jy moet bewus word, jy moet doelbewus word, wees daarmee om ingestel te wees op God se genade. Dit is nie net iets wat jy van selfsprekend kan aanvaar nie. As jy nie bewus word daarvan nie en doelbewus bewus word daarvan nie, dan gaan dit vir jou moeilik wees om daaruit te leef. So as jy wil leef vanuit genade, is daar 'n paar praktiese goed
wat jy in jou lewe gaan moet inwerk. En ons het ook in die Bybelstudie juis gepraat oor hierdie rol van godsdiens. En godsdiens is nie beperk tot kerkbywoning en 'n Bybel lees en bid, natuurlik al daai dinge en belydenis en sakramente en om goeie lewens te probeer leef, dit is alles daar, maar ek dink ons kan meer kreatief wees met hoe ons godsdiens inbou in ons daaglikse lewe. So, elkeen van ons wat al in 'n huis was of wat 'n huis het, sal weet daar's vertrekke. En elke vertrek is ingerig, dis 'n spasie wat ons skep doelbewus vir 'n spesifieke ding. 'n Kombuis word ingerig om kos te maak. 'n Kamer word ingerig om in te slaap. 'n Badkamer word ingerig om in te stort. En as jy in daardie vertrek inbeweeg, dan gaan jy intentioneel daarin om iets spesifiek te doen. Jy gaan kombuis toe om koffie te maak. Dit is wat jy in die kombuis doen. Jy gaan nie ingaan in die kombuis, al die goed kry wat jy nodig het om koffie te maak en dan badkamer toe gaan en gaan koffie maak nie. Dit sal buitendien baie gevaarlik wees en jy gaan sukkel om 'n kragprop daarin te kry. So daar's hierdie doelbewuste ruimtes in ons lewens wat ons help om bewus te word van dit wat ons daar binne doen. En ek dink dit is nodig vir ons om 'n doelbewuste ruimte te skep in ons alledaagse lewe om bewus te word van God se genade. En hoe jy dit doen, kan jy self besluit. Elkeen van ons daaglikse lewe lyk anders. Maar sien jou kalender as jou huis. En alles wat daarin is verskillende kamers. Gaan skep 'n kamer, met ander woorde tyd, waar jy net sê ek gaan bewus word van God se genade. En ons het hierdie week weer begin om gebedsbegeleidingsvideo's uit te bring, ofwel podcasts althans, dis net klank opnames. En dit is op ons YouTube kanaal, dit is op Spotify, dit is gratis, dit is toeganklik, okay. Jy kan dit gebruik in hierdie ruimte, luister daarna, dit is iets wat ons uitbring om mense te help om bewus te word van hierdie genade waarin ons staan. As jy nie dit wil doen nie, maak net tyd om stil te word, lees 'n teksgedeelte, maak jou oë toe en luister net, word net bewus van God se Heilige Gees wat in jou hart is, wat in jou woon, wat vir jou kom sê, jy is goed genoeg. Daar is vrede tussen my en jou. Lewe vanuit hierdie vrede. En dan baie belangrik, kom die belydenis in. Want ons weet, dit is nie altyd maklik nie. Partykeer word ons harte hard deur die wêreld. Jy weet, ons was nou onlangs, was ek vorige naweek in Durban om 'n half Eysterman wedren te doen. En toe ons daar was 4 jaar terug, was daar 'n persoon in die parkeerarea wat ons gevra het vir geld vir doeke. En 4 jaar later, dus daar dieselfde persoon nog steeds daar wat vra vir doeke. Nou 4 jaar terug het ek geld gegee vir hierdie persoon. Toe ek hom weer sien, besef maar, hierdie persoon byt eintlik mense uit vir hulle geld. Het dit my hard gemaak, want nou kyk ek so na almal wat in nood is. Maar ons moet pas op daarvoor. Ons kan nie toelaat dat die wêreld ons oë verander en ons harte hard maak nie. Want wat dan gebeur is ons begin kyk met oordeel en nie met genade nie. Die teenoorgestelde van genade is oordeel, nê. Ons kyk met oordeel en nie met genade nie. En dan het ons nodig om in daai ruimte wat ons skep vir genade, waarin ons bewus word van hierdie genade waarmee God ons kom red het, om te bely. Om te bely waar die wêreld ons harte hard gemaak het, dit te gee vir God en te sê, maak my lewe nuut. Vernuwe my manier van kyk, vernuwe my manier van voel teenoor die wêreld, sodat ek in liefde en in vryheid en in vrede kan leef met myself en met my naaste, dat ek hierdie geskenke van geloof, genade en vrede kan ontvang, dat dit my nuut kan maak en dat ek daaruit kan leef, sodat ek ook hierdie hoop vir die wêreld kan wys. Kom ons doen dit ook saam as 'n gemeenskap van gelowiges en ons sluit af en vra die Here om ook saam met ons hierdie pad te stap. Here Jesus, dankie dat U ingetree het vir ons, dat U ons regverdig gemaak het op grond van geloof en genade, vanuit U onvoorwaardelike liefde. Dankie dat ons nou in vrede kan staan voor U, en waar die wêreld ons dikwels ons harte wil hard maak, en vir ons oë wil gee wat pessimisties is, wat oordeel en wat afbreek,
kom bely ons juis vandag ons afhanklikheid in U. Maak ons meer bewus van U genade, dat ons daar op grond van dit sal loop en sal beweeg in die wêreld in. Dat ons skoene van genade aan ons voete sal trek en sal stap in 'n wêreld in met gesigte wat hoop wys vir ander mense. Maak ons bereid om U hand te vat, dat ons nie op onsself sal staatmaak en in selfversekering sal leef nie, maar op die belofte van U teenwoordigheid. Amen.